Nou gaan ons maniere aanbeveel vir die oplossing van die probleem. Eerstens, waarop professionele, verantwoordelike, etiese en effektiewe sakepraktyke toegepas moet word. Om nie 'n onderneming te begin tot die nadeel van iemand anders nie. So wat beteken dit? Die doelwitte van 'n onderneming moet nie ander persone se belange benadeel nie. Om nie byvoorbeeld 'n hotel te bou wat die uitsig en lewensgehalte van mense in die omgewing sal belemmer nie. 'n Ander voorbeeld kan wees om nie 'n fabriek te bou in 'n residensiële gebied nie. 2. Betaal regverdige lone. Werkers nie lae salarisse betaal word net omdat die aanbod die vraag daarna oorskry nie. Betaal werknemers meer as die minimumloon, soos bepaal deur die wet, wat hulle meer produktief maak en dus bydra tot die besigheid se winste. So hoe meer jy die werkers betaal, hoe meer of hoe harder sal die werkers dan werk. Byvoorbeeld, plaaswerkers of huisbediendes. 3. Gereelde betaling van belasting. Om belasting aan die SAID betyds te betaal en alle relevante inligting in die opgawe te verklaar. 4. Versorging van die omgewing en die samelewing. Gebruik van 'n groen beleid in die werkplek, byvoorbeeld herwinning van papier, besparing van elektrisiteit en sovoorts. 5. Die gelyke behandeling van alle werknemers. Alle werknemers moet met dieselfde respek behandel word, ongeag hul rang in die organisasie. So maak nie saak of dit 'n posvlak 1 werker of 'n posvlak 2 werker is nie. Almal moet gelyk behandel word.